Ek het net Halleluja's gaan uitsoek. Want dis die goed wat vir my die mooiste is wat rondom hierdie goed raak. Die strome van seën, meer heiligheid, byna bewoe, gaan my nie verby. Nou, die byna bewoe, onthou ek toe ek 'n laaitie was dit vir my so vreemd, byna bewoe, so jy is amper tranerig. Totdat ek nou eendag snap, die byna bewoe is die Nederlandse woord wat sê ek het byna beweeg. En dit gaan oor Festus en daai ouens wat toe hulle die Here Jesus voor hulle gehad het met die verhoor, toe is hulle nuuskierig om te hoor wat hy te sê het, en toe sê een van hulle vir Paulus, hy moet vir hom verduidelik, en toe sê hy dan vir Paulus, jy het my byna beweeg, maar gaan huis toe, ek sal eers hieroor gaan dink, en die ander ou het gehoor, en toe sê hy vir hom, jy's mal, jou groot intellek maak jou mal, gaan net eers weg. So hierdie lied, sal met daai ding sê, byna, jy het my byna beweeg, maar byna is te laat. En so het hierdie pragtige Halleluja kom by hierdie hele ding. Moenie dat dit te laat is, dat ek sê, miskien, of later. Maar kom ons begin by die strome van seën wat nou bietjie meer vroliker is as die ander is, maar ek dink hierdie klomp gebede is waaroor dit gaan, want Pinkster gaan oor tyd van verootmoediging en gebed en wag met 'n verwagting, wat ook ons tema is vanaand, 'n stuk verwagting. So kom ons begin, hier is nie genoeg om vol te maak tot 6:30 nie, maar kom ons sing hierdie klompie Halleluja's. Strome van seën van bowe, dit het die heiland beloof. Heerlike tyd van verkwikking, vloei uit ons heiland en woord. Strome van seën, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. Strome van seën van bowe, dal met verfrissend ons neer. Skenk uit die hemelse volheid, skenk ons 'n oorvloed, o Heer. Strome van seën, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. Strome van seën van bowe, Heer, laat ons vloei elk woord. Skenk die beloofde verkwikking, kom en bevestig die woord. Strome van seën, gee van die volheid ons meer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. Van seën van bowe, gee dit al voller, o Heer. Dorstig en buitende wag ons, word hier verheerlik, o Heer. Strome van seën, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. Nou hierdie lied sê ons ervaar die druppels. Dis nie dat ons lewe en dat daar niks is nie, maar dat ons vir die Here kom bid. Here, ons wil meer hê, want U het vir ons baie meer bedoel. En hierdie
lied gaan dan as ons meer verwag dat ons besef, maar hierdie meer met die binnekant gebeur. En dat ek deel is hiervan, dat ek nie net gaan sit, sê Here seën nie, maar dat ek besef dat die Here moet in my lewe kom inskyn en kom inwerk, en ek vra, gee vir my meer heiligheid en meer gloed en meer, dat dit meer word in my. En dis waaroor hierdie gebed gaan. Vir my weer om terug. Ons het nou Sondag gepraat oor, of gister dan oor sonde. En die besef dat die Here vir ons leer, as ek in Jesaja dit gelees, as hy sê, moenie voor my verskyn met julle sonde soos julle is nie. Ek wil eers nie julle luister. En hierdie gebed gaan daaroor dat ons vra, Here, gee vir my meer reinheid, vryheid van die sondebande. Dat ek besef, as u my roep, dan wil hy ek moet kom en alles wat die probleem veroorsaak, en die drama, en die seer, en die stikken, dat ek dit al moet los. En as ons dit besef, dan is dit ons gebed, dat ek sê, Here, gee vir my meer reinheid. Help my om te breek, help my om skoon te maak, dat ek met vrymoedigheid in u teenwoordigheid kan kom staan. Goed. Ek dink jy moet hom net vir ons die slag deeltemal deurspeel, dat ons net die wyse kry.
Die man is dan nou lekker gestres. Ons sal hom weer kyk en hom so 'n paar nootjies laer gaan transkribeer. Goed, dan die laaste een van ons voorsangliedere, gaan my nie verby o Heiland. Ons het gesê, die strome, dit is daar. Ons besef en ons ervaar hoe dat die Here seën, maar ons vra vir hom, Here, ons het meer nodig. En ons vra vir hom in ons gebed, om vir ons die heiligheid te gee, wat ons oor gehoor het gister. Ons het nodig om skoon te wees, as ons enigstens dink ons kan naby hom kom. En nou kom ons en sê, Here, al hierdie goed het ons gebid, maar het belangrikste dat ons sê, terwyl daar seën is, dan bid ek ook, Here, seën ook vir my. Dis 'n beter noot. Gaan my lief verby o Heiland, gaan my lief verby, wyl die ander seën Heiland, seën ook my. Jesus, Heiland, Jesus, Heiland, wees my nou naby, wyl die ander seën Heiland, seën ook my. Voor die troon gekniel o Heiland, bid ek in geloof, oor my sug en gebede, ondanks wat geloof. Jesus, Heiland, wees my nou naby, wyl die ander seën Heiland, seën ook my. Op die soet blyk ek Heiland, wees my voorspoed, wees my voorspoed en my middelaar, oor my seun van God. Hoor, ekskuus tog, hierdie vers is nie reg nie. Ek dink ek het ernstig iets uitgelaat. Kom ons, hierdie ene dink ek het ek ernstig reël of 2 uitgelaat. So kom ons sny hom uit. Ek gaan hom regmaak dat ons hom môre aand kan sing. Ek hoop die Alleluia's roer ook vir julle, soos dit vir my is. Ek dink daar is so oneindig baie van hierdie Alleluia's wat ons vergeet het. En daar is so oneindige klomp diepte in die goed, en dis ook die wysheid wat ons meevoer. Ek onthou toe ek jong predikant was in my eerste gemeente in Rustenburg Wes, toe die synode, nou sê net die ouens moet nie die Alleluia sing nie, want daar is 'n klomp goed wat teologies 'n bietjie skeef getrek is, en dit is so. So 'n klompie van die goed is oorgeskryf en in die liedboek opgeneem, maar ek dink daar kan heel wat meer gedoen word. Maar die aangrypende, nou was ons daar gemeente met 3 predikante. Nou het ons in die dorp in Rustenburg het ons Pinkster gehou, en dan op pad na Sun City se kant toe, ek het nou vergeet wat is die uitbreiding daar was 'n skooltjie en 'n klomp boere wat daar gebly het, en
een ou daar Pinksterhou en die ander ou was dan nou af. En die een Pinksterweek was dit toe nou my beurt om by die kerk te hou, en die ou dominee, om Alwie Viljoen, hy was vroeger predikant in Vogelnoord, hy hou toe die Pinkster daar op by die plaas by die laerskooltjie. Nou, hy het nie ou wat baie gekuier het nie. Kyk, as jy daar op die plaas was, nou, ons het nie geweet hy gaan so vroeg kom nie. So, ons sing Halleluja's in die dorp agter sy rug. Maar hy het nie lang gekuier nie. Die ouens het eetgoed daar uitgepak en hy kom vroeg terug. En toe hy by die kerk verbykom, toe hoor hy, hier word Halleluja's gesing in die volgende môre. Thuis, wat maak jy? Nee, ek neem af nie, kom sien my. Toe kry ek raas, omdat ek Halleluja's laat sing het. En die een ouderling wat in die dorp was so ontstel daaroor dat ek raas kry, want hy sê toe vir my, dit was vir my altyd die aangrypende ding wat ek onthou. Toe sê hy vir my, weet jy dominee, ons het as kinders baie keer by die bidure het ons Halleluja's gesing. Halfuur, 3/4 uur het ons Halleluja's gesing. Hy sê, en ek het tot bekering gekom, een aand, in die klank van die Halleluja's, en die boodskap, wat die Halleluja's gehad het, iets van hierdie aard, die uitnodiging, hy diep, kinderlike boodskap, en so het ek die Here se stem gehoor, onder andere met hierdie, kom, moet nie te laat wees nie, hoor wat die Here jou roep. So daar is so oneindig baie skatte daarin. En ek hoop dit raak ook vir jou soos vir my raak. Hierdie diep boodskap, wat so persoonlik by ons almal uitkom. En dan wil ek sê baie dankie vir julle wat opgekom het. Ek kan nie onthou dat ek al so baie mense by enige aandgeleentheid, behalwe by oggenddienste by mekaar gehad het nie. Ek wil amper sê, ons is meer Sondagmôre, gistermôre, maar dit is baie lekker om so saam met julle te wees. En ek vertrou dat ons hierdie paar aande regtig 'n besondere belewenis sal hê van die Here se seën en sy teenwoordigheid. Is nog volgens daai horlosie 4 minute. Dink jy ons moet 'n bietjie wag of gaan ons aan? Ek dink ons gaan aan. Goed. Kom ons word net staan. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons in die woorde van die gelowige kinders oor baie jare saam met hulle kon bid, kon sing, onsself kon verootmoedig. Dat ons in die kinderlikheid en opregtheid van hulle gebede instemmend kan saam bid. En sê, Here, ons het meer heiligheid nodig. Ons het meer as druppels nodig. En Here, ons kom vra hierdie goed, nie omdat ons gulsig is nie, maar omdat U baie meer as dit beloof het. En ons bid dat ons begrip sal hê en insig sal hê waar die verstoppings in ons wêreld kom, sodat ons by dit verby kan kom, want Here, U ken ons en U hoor ons gebed. Ons dankie vir die druppels, maar ons pleit vir die strome en loop met ons saam hierdie pad, dat ons dit kan beleef. Seën ons elkeen met 'n besondere mate van U seën. Wanneer ons saam sing, saam luister, saam kuier, as ons saam eet, die sop en die brood en die gemeenskap van die heiliges. Hoor asseblief in ons gebed, as ons nederig en erkentlik voor U oopmaak en sê, U is die bron. En ons steek ons hande uit vir U seën. Amen. Ek wil weer begin om die hele prentjie te kry van waarby ons heen gaan by Hemelvaart. By Hemelvaart het ons teruggegaan na die simboliek
wat Paulus dan ook gebruik om die hemelvaart te verduidelik. Die simboliek as ons nou kyk, God is die God van die verbond gewees. Die God wat homself aan mense verbind het. En as 'n God wat verbind is, het hy dit met sy teenwoordigheid bevestig. Ek het met julle verbind en ek is daar. En daarom het hy opdrag gegee dat sy plek van aanbidding, die tempel, 'n plekkie moes hê wat die allerheiligste genoem word, en daar is 'n houer geplaas wat die verbondsark genoem is, met 'n klompie heilige voorwerpe en onder andere afskrif van die 10 gebooie. En dit verteenwoordig God en sy wil vir sy mense. En dit het die simboliek gehad. God is daar tussen hulle op aarde, hy is nie daar ver in die hemel, ek is by julle. En wanneer sy volk dan bedreig word van buitekant af, en daar moet oorlog gemaak word, dan moet God saam. En was dit die opdrag dat hierdie verbondsark, wat hom verteenwoordig, met die priesters saamgedra word in daardie slagveld. Want hulle moes dit besef en erken, God veg vir ons. God gee die oorwinning. God los nooit sy kinders nie. Ek het my aan julle verbind en julle is nooit alleen, ek is altyd by julle. En dan word die geveg, en as die geveg klaar is en is 'n oorwinning, dan dra die priesters hierdie ark weer terug, en God word as ware weer op sy troon gesit, en hy word lof toegesing, en dan word die buit uitgedeel. Geskenke word uitgedeel, al die kosbarehede wat geroof is, en dit word uitgedeel wat die wêreld 'n stuk beter maak. Elke oorwinning bring iets spesiaals terug. So sien ons simbolies Jesus se hemelvaart, nadat hy in hierdie wêreld die groot geveg kom veg het, wat die mensdom gedurig verloor het, gaan dit dan om sy troon te begin te bestyg. In die Ou Testament lees ons lees nou in ons Bybelstudie, waar ons by die groot verbonde by Genesis begin. Reg van die begin af het die mens die stryd verloor. Hulle wou hulle eie strydsry, hulle eie ding doen, wou nie by God buig nie. En so kom daar verwydering, is hulle uit die paradys uitgegooi. Gedurig die mens wat die troon van sy eie lewe wou sit, wat nie hierdie rol van God as die koning, die alkoning, kon herken nie, en gedurig iets van hulle self om laat geld. Selfs 'n aardse koning, wat God hom maar vir hulle gee, wat hom maar moes kom verteenwoordig. En so sien ons hierdie stryd, en as die dinge heeltemal ontaard en hy totaal ontaard, dan kom God. En hy besluit om 'n einde te maak aan hierdie ewigdurige vyand, wat sy volk vernietig, van hom verwyder en van hom vervreem. En hy stuur sy seun Jesus Christus om in hierdie wêreld saam met sy kinders die groot geveg te veg, en hy gaan voor en hy verslaan aan die kruis, en met sy opstanding die vyand finaal. Hy betaal die prys vir ons sondes, en as hy opstaan uit die dood, is dit die oorwinning. Het sy lewe gegee, maar dood nie oorwinne nie, want hy staan op. En dan gaan hy simbolies, soos wat dit gebeur het, gaan hy na sy hemelse troon toe, en die geskenke word uitgedeel. Maar weer eens, die feit dat hy hemel toe gaan en sy troon daar gaan sit, beteken nie dat hy weggegaan het en ons weer alleen gelos het nie. Want hy sê vir ons, die groot slag is geslaan. Maar die geveg hier op aarde, wat ek en jy het, dit gaan nog voort. En hy sê, daarin laat ek julle ook nie alleen nie. Ek gaan my gees stuur. En my gees sal julle bekragtig en bemagtig en julle help om hierdie geveg
voor te sit en te groei in die heiligmaking, sodat jy die oorwinning hier kan behaal, om as skoon en wit klere, as ware sy bruid, die bruidegom tegemoet te gaan. En die Gees gaan ons lei daar, dat ons gevegte in hierdie wêreld kan veg, nie alleen nie. Hy bly by ons, hy los nie sy volk alleen nie. Ek dink, juis hierdie Pinkstertyd behoort die rooi letter tyd te wees op ons dagboek in die kerk. En ek is bevrees dit is nie, want ons sukkel nog steeds met hierdie belangrike beginsel dat ons volkome voor God moet buig. En Pinkster is hierdie tyd wat mense as ware in hierdie plek wil terugdruk. In die onderhoorigheid en ons plek vir God te kan verstaan. Om God te erken as koning. Dis die rol wat hy vir sy seun Jesus Christus wil gee. Hy wou die koning wees, dat al in goed in sy plek sit. Hy stuur sy seun om sy koningskap te hervestig. En mense en Paulus waarsku oor hierdie goed. Julle gee hom net 'n rol vir hierdie wêreld. Hy wil die koning wees van ons harte. Wat in ons harte die vernuwing bring, sodat ons as nuwe mense sy koninkryk kan ingaan. En nou het ons gister by die punt gekom dat hy sê, hy roep ons terug. Hy het die oorwinning oor die sonde behaal, en nou wil hy vir ons sê, hy het gekom om die boosheid uit die wêreld te kon wegneem, al hierdie sonde en al hierdie dinge wat besmetting bring. En nou roep hy ons nou, as hy kom, sondaar kom. Maar as ons na hom toe wil kom, dan sê hy, is nie genoeg dat ons nou dink, dat as hy nou die hemel vir ons gereed gemaak het, dan het die groot geveg vir ons gewen, dat alles nou maar reg is nie. Dan sê hy, hier is nog groot goed wat in my en jou lewe moet gebeur. Het is nog steeds die groot roeping om onsself totaal aan hom te onderwerp. Totaal te onderwerp en die volkome breek te maak. En daarom sê hy vir ons moet skoonmaak. Alles wat nie van hom af is nie. Alles wat ons volkome oorgawe verhoed. En dis die tyd van Pinkster, hierdie tyd van een kant gaan. En dan kyk ons na wat het gebeur, nadat hy dan opgevaar het hemel toe. En nou gaan ek hier 'n paar verse saam met julle hier lees. In Lukas 24:49 sê hy, ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toe gerus. So sy gaan stad toe, wag daar, goed. In Handelinge lees ons, in die stad aangekom is hulle na die bovertrek, daar waar hulle altyd by mekaar gekom het. Hulle het almal eensgesind volhard in gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus, en sy broers was daar. So, hy het gesê, gaan so toe, wag daar. Nou sê Handelinge, en hulle het so gemaak. Daar het hulle eensgesind volhard in die gebed. En al wat hulle gedoen het, wat ons daar lees, behalwe bid, is dat hulle het iemand anders in Judas se plek gekies. Maar verder was die tyd van toewyding en gebed. Psalm 25 vers 3 en 5 daar skryf die psalmskrywer, niemand wat sy verwagting in u stel sal beskaamd word nie. Laat u waarheid my lei en onderrig my daarin, want u is God my redder, en u stel ek elke dag my verwagting. Volgende, ons het sê Sondag sonde. Ons moet daai goed werk dat ons naby God kan kom. Nou vandag gaan dit oor verwagting.
God sê vir hulle, ek gaan vir julle nie alleen los nie. Ek gaan vir julle my gees stuur, die krag wat julle gaan lei en die oorwinning gaan moontlik maak. So die eerste geskenk was die verwerwing van die hemel, dat niks meer die hemelse erfenis kan wegvat nie. Dit is gewaarborg. Maar as hierdie tyd van groei en heiligmaking en ontslae raak van die sonde en naby hom kom en om sy koningskap te erken, dis wat nou moet gebeur. Dan sê Paulus, en so gee hy ander gawes. Hy gee die gawes soos die profete, die priesters, al die geestelike leiers, apostels en disippels, almal van hulle. Hy gee hulle sodat hulle kan onderrig gee. Hy gee al die gawes sodat ons mekaar kan ondersteun, mekaar die waarheid kan deel, dat hierdie boodskap kan loop, dat ons tot kennis kan kom en kan beweeg word tot by die volkomenheid, want hy is besig met die herstel, sy koningskap in mense se harte. Maar nou is die belangrike ding, nou sê hy vir hulle, gaan nou Jerusalem toe en wag daar, totdat hierdie verwagte krag gaan kom. En dan lees ons, en hulle het gegaan. Hulle het gehoorsaam soontoe gegaan en daar in gebed gaan volhard. Dit is die eerste belangrike ding, wat hierdie nuwe era, en die groot dinge wat gebeur het, ingelei het. Want as 'n mens in die geskiedenis ingaan en jy lees daar, dis nou 'n handeling wat dit vertel, en toe net daarna word die Heilige Gees uitgestort, en onmiddellik in die tweede vers lees ons al van hierdie kragtige dinge wat gebeur as hierdie volk begin gehoorsaam raak aan dit wat die Here opdrag gegee het, en hoe hulle begin doen het, waarby ons wil môre kom, en sien hoe kragtig die kerk uitgebrei teen 'n ongelooflike tempo. Maar alles begin by 'n klomp mense wat hom op sy woord neem en soontoe gaan met hierdie verwagting dat hy sy waarmaker is van sy beloftes. Met hierdie geloofsverwagting. Hy het gesê, hy sal doen. En daar bly hulle. Ek weet nie of hulle sê hoe lank nie. En so bly hulle daar, en 10 dae later, dan kom hierdie groot gebeurtenis. Hulle daar in gebed gebly. Dit was tyd waar hulle geloof getoets is die eerste belangrike ding. Of hulle bereid was om hom te vertrou. Want dwars deur die geskiedenis was dit hierdie ding. Adam en Eva wat nie vertrou nie, wat nie tevrede is nie, die mensdom wat nooit tevrede is nie, en altyd iets anders. En hier sien ons hierdie belangrike ding. As ons nou in die geskiedenis van die kerk kom lees, en ons kom by waar ons gewoonte vandaan kom om tussen Hemelvaart en Pinkstersondag, Pinksterbidure te hou, dan vertel hierdie geskiedenis van die herlewing wat in hier 1857, 58 in Amerika begin het. Dan vertel hierdie geskiedenis van 'n predikant daar, as aan die North, dat is die North Reformed Church en ergens in New York, en hierdie predikant wat sien die groot chaos waarin die volk is, die bank van Amerika stort en hy het spoorweespeel en krop, talle dinge gebeur. Dis 'n totale ineenstorting van die gemeenskap en van alles. En hy dink oor hierdie goed, besef, maar God is mos die God wat die laaste skuif het. Dis mos sy wêreld. En die enigste antwoord vir hierdie stukkende wêreld is God. En hy laat pamflette druk wat oral uitgedeel word, en hy nooi hulle om te sê, by hierdie kerk,
gaan dan in die etenstyd, elke week gaan daar 'n biduur word. 'n Biduur gehou word, en ons gaan bid, dat God weer die koning word, en dinge herstel. Sê die eerste keer wat hy gaan bid het, alleen begin bid, maar hy bid, en terwyl hy daar bid, paar mense by mekaar kom, tot 'n stuk of 6 was, en elke week 'n bietjie meer, tot dit naderhand oor die 200 was. En so brei hierdie gebedsding uit. Mense wat bly bid, volhard bid met 'n verwagting. Here, ons gaan voor U buig. Want ons weet, ons enigste redding is van U af, in die geloof bid hulle. By een van hierdie groot gebedsgeleenthede, dit het toe naderhand wyd geword, oral deur die stad, en op baie plekke, in die land het hierdie ding begin gebeur. Groot goed, en 'n man wat op 'n keer, ek kan nie onthou of is dit 1000 of 2000 kilometer ver, op pad soontoe, want hy het gehoor van hierdie gebede, en hy wou soontoe gaan, en hy het met sy perd gery. Toe hy daar inkom, toe sê hy vir hulle, oral langs die pad, soos hy 'n paar dae met sy perd gekom het, was daar bidure in al wat 'n dorp is, en hy sien mense bid, en die groot herlewings wat uitgebreek het. En oral by hierdie herlewings vertel hierdie ons die ding wat hulle daar opgetel het, dat die mense bid en voor God kom sê, Here, ons erken dat ons deur ons sonde van U vervreem is. Dis die sonde wat tussen ons gekom het. Ons het weggedwaal. En so begin hier herlewing kragtig uitbreek, die Amerika deur. En berigte hiervan kom in Suid-Afrika. En dan word in Woester in 1860 'n groot konferensie deur die kerk gereël, waarin daar oor by die min of meer 300 kerklike leiers bymekaar gekom het. Hulle vir daai tyd die grootste kerklike byeenkoms van mense wat genooi word vir 'n konferensie in Woester om te praat oor herlewing. Die begeerte dat God se volk weer sy teenwoordigheid sal voel en sy krag en sy seën sal belewe, as ons nie met druppels tevrede gaan wees nie. En so lees hulle die verslae van Amerika voort en hulle luister en praat met mekaar oor hierdie goed. En hierdie ouens gaan terug en daar word oral begin met bidure. En die herlewing breek uit, en onder andere is was dominee van der Lingen, wat hy vertel in sy kerk, het hy begin met hierdie bidure, hy het al jare met bidure begin, waar hy gebid het hieroor. En tydens een van hierdie bidure het hy ongelooflike bonatuurlike dinge belewe, en so die herlewing net eenvoudig uitgebreek in die hele Kaap versprei. En dit was kragtige bekerings in Suid-Afrika in die kerke. En so die kerk dan van bo af, die kerkleiers aan besluit, sê kom ons doen elke jaar tussen Hemelvaart en Pinkstersondag, dan kom ons as die gelowiges by mekaar, om eendragtig saam te bid vir die vuur van die Here. Dat ons losbreek vir daai 10 dae, net weer 'n slag voor die Here gaan verootmoedig, onsself gaan ondersoek, en voor die Here ons skuld en ons sondes gaan bely, gaan skoonmaak, met 'n verwagting, dat die Here se vuur aan die brand gesteek kan word. En dit het wonderlik vrug gedra. Maar kyk terug na hierdie dinge, en ek dink so baie by myself, wat in die tussentyd gebeur? Wat het in die tussentyd gebeur? Wat het van die Pinksterbidure gebeur? Gebeur iets van wat toe was, en wat veronderstel was, en waarvoor daar ruimte gemaak is, ooit nog in ons kerk. Terwyl ek hierdie goed lees in hierdie laaste
klompie dae oor Pinkster en hierdie goed om oplees en dink. Besef ek net weer, toe ek 'n kind was, het ons die donderdag aand met Hemelvaart reeds begin vir 10 dae. Donderdag, Vrydag en Saterdag en Sondag en Maandag en Dinsdag en Woensdag en Donderdag, Vrydag en Saterdag. Elke dag by mekaar gekom. En dan is daar bidure gehou. Vandag het gebed 'n skraal ding geword. En as dominee nie preek nie, en sê ons gaan net bid, dan kom hulle nie. En die ander vraag, dit word bietjie baie. Nou, ek kyk oral in gemeenteprogramme, Potchefstroom, oral, Maandag, Dinsdag, Woensdag, dis dit. En van die 10 dae van gebed, van 10 dae verootmoedig voor God, met 'n eerlike, opregte soeke en skoonmaak, en 'n verwagting van seën, bly daar amper niks oor nie. Dit word moeite, tydrowend. Ons hou nie meer, selfs Vrydag nie, want hulle kom nie meer nie, en Saterdag in elk geval nie. Wie kom op Saterdag bid hier toe? Dis rustig. En ek dink is 'n tyd wat ons ook vir onsself as kerk, kom ons vergeet van die kerk daar buite, maar as gemeente, as individu voor die Here vra, Here, verstaan ons nog? En is daar in my en jou hart die begeerte vir die lewe, vir meer as die druppels? Want Here Jesus het gesê, ek wil vir julle gee, ek wil vir julle die volheid gee, die volheid. Nou as ons na onsself kyk in ons gesigte, en ons na mekaar kyk, en ons praat oor onsself in die kerk, dinge gaan agteruit, dan het ons maar so moedeloosheid, en drome oor die volheid, het lankal verdwyn. As ons net in stand kan hou, hoe lank kan ons nog die gemeente in stand hou? Hoe lank kan hierdie klompie mense nog daar wees? En hoe lank voor die klomp gryskoppe ook dood is, nog weg is, en wat bly oor? Terwyl God so baie ander goed in gedagte het, dat hierdie tyd, juist die tyd is, waar ons in die voorbeeld van hierdie gelowiges, wat die begeerte gehad het na meer, en wat God op sy woord gevat het, en sê het, Here, ons gaan by mekaar kom en volhard in die gebed, en ons gaan doen wat nodig is. En 'n tyd wat ek binnekant toe kyk, 'n tyd wat ek gaan was het, 'n tyd wat ek gaan breek het, 'n tyd wat ek gaan selfondersoek doen, 'n tyd wat ek vir die sê, hier is ek, Here, met alles, van daardie Alleluia, se kon hom nie kry nie, sê, my alles op die altaar. Een van die reetjies wat sê, my alles sit ek op die altaar, ek gee alles vir U. Alles. Elke dag. My tyd, my hart, my hele wese. Ek wil graag hierdie 2 goed los vanaand, môre gaan ons verder, want hierdie tyd gaan oor die tyd van by die Here uitkom, en 'n verwagting dat ons die nuutheid kan belewe. Dat ek besef, die Here sê, maak skoon, kom. As ons aangaan soos ons aangaan, en so met elkeen van ons self vra, Here, U sê, julle is kerk en julle hou julle feesdae aan, kom by mekaar en dat ons gaan verseker, of ons nie voor die Here gaan staan soos hierdie klompie mense vir wie Jesaja gepreek het, wat die Here sê, ek is siek en sat vir die manier wat julle kerk speel.
gemaak skoon, dan kom julle terug. Wat gaan ons julle voor? Dat iets van die volheid wat ek vir julle in gedagte het, kan kom. Wanneer julle losmaak en my as koning erken. Ek is dankbaar dat ons so klomp mense by mekaar kan wees. Want ons opdaag hier, sê tog iets van, ons het 'n begeerte en 'n verwagting. En as ons hier saamkom, en ons kom elke dag hier en ons kom bid, en ons loop hierdie pad vir ootmoediging, sonde en skuldbelydenis en volharding, want ek glo dat U ons nie gelos het nie, dat U meer in gedagte het. En Here, al vra dit hoeveel daarvan gebed, ons vertrou op U. En ons wil onsself aan U kom verbind, want ons het 'n verwagting. Ons het 'n verwagting. Dis ons groot uitdaging, of ons het gaan glo. Glo ek en jy, dat God vir hierdie gemeente, en daarmee sê ek vir ons wat hier sit, iets baie meer in gedagte het, en vir hierdie dorp, en dat hy dit deur ons wil laat gebeur. Glo ons dit. Dan sê hy vir ons, julle is nie alleen nie, was nog altyd daar. Uit die tempel in 'n verbondsaarddag sit om vir hulle te herinner, ek is daar. En as Jesus na die wêreld toe kom, dan sê ek, is God by julle. En hy praat met hulle persoonlik, dat hulle kan sien en hoor. En hy staan op uit die dood, en hy bly nog 'n hele ruk hier op die aarde, sodat die mense kon sien, dat hy werklik opgestaan het, dat daar getuienis kan wees, hulle weet, hy leef en hy het opgestaan. En hulle beleef die uitstorting van die Heilige Gees, wat sê, ek is daar, en die geskiedenis vertel vir ons, van die groot goed wat gebeur. Amerika, Suid-Afrika, soos daar talle sulke verhale, wat Benny Mostert opgeskryf het, waar hy skryf oor die geskiedenisse van herlewings, wanneer mense kom, in die geloof, maak skoon, volhard, vertrou, en laat hom toe om koning van hulle lewens te wees. Want daar waar hy koning is, en waar hy inwoon, wat die Here Jesus die koning is, neem hy ons lewens oor. Herstel dit, vernuwe dit, bekragtig dit en bemagtig ons. Soos moet hom toelaat om oor te vat, sodat ons kan beleef die groot dinge wat hy in ons wil laat gebeur, en uiteindelik ook deur ons wil laat gebeur. Ek mag die Here gee dat die gesindheid waarmee ons gekom het, nie gaan tel nie, dat ons nie verder ons in hierdie week is, moet graag hiervoor nie. Want ek sê, Here, met 'n verwagting, steek asseblief die vuur in ons, dat ons in mekaar gaan bid. Here, ek bid vir my broers en susters wat hier is, dat vir hulle almal, dat ons sal volhard. Ek bid vir hulle wat by die huis is, ek bid vir oorgawes, dat ons mekaar se hande sal vat, want U het die gawes gegee, dat ons vir U sal herken as God, en mekaar sal vat, want ons is vir mekaar en vir hierdie wêreld verantwoordelik. Amen. Prachtige boodskap vanavond. Boodskap wat ek net het verstaan. Dus het is geen liefde dat jou ingevuld en het voorbij kan kiezen daarvoor. En dan weet ek baie gebed vir Marina, maar dan was die gebed nou vir haar, die sy gebore hospitaal is. En dat is net weer een gebed vir haar. Goed. En Jan,
Goed, en dan het ons net nou boodskap gekry dat Sakkie laat weet het op die groep dat hy in die hospitaal opgeneem is. Ons het dit nou hier gelees het, ons weet nie presies wat daar gebeur nie, maar kom ons bid vir almal. Ons weet nie wat die geval is nie, maar dat ons mekaar bid vir die gees en so aan en dan dink ons ook aan Louise en Fiona wat met skoonma by die huis en vir Louise deur die dag daar versorg en op en af heeldag die ou mense versorg. En so het elkeen van ons 'n pad waar ons moet loop, waar ons in ons wêreld 'n krag en 'n getuienis moet wees. Kom ons gee geleentheid vir gebed. En al is dit stil gebed, dan gee ons net die geleentheid en dat stilte ons nie gaan dreig nie. As dit stil is, dan is dit stil, maar ons bid. En as die Here vir jou die vermoedigheid gee om hardop vir die res van die gemeente te bid, dan gee ons nou die geleentheid asseblief. Mag ek bid vir 'n lig asseblief? Daar by jou. Ja. Goed, ons sal kyk. Ja, Here, ons kan net in ons harte sing, stroom van seën, elke oomblik van die dag. Want dit is alles wat ons van U ontvang. En ons loof en ons prys U vir U goedheid, vir die krag wat U vir ons gee om te kan lewe. Die bloed in ons hart, Here, is ook 'n stroom van seën, want U grootheid leef in ons hart. En daarom het ons die lus om vir ons gemeente te bid. Vir Jan en vir Marijn, Here, dat U ook vir hulle sal behoed en bewaar, waar hulle moet gaan vir wat ook al vir hulle voorlewe. Vir ons bid dat U ook vir hulle 'n
ons nood sal verstaan. Dat hy altyd daar vir ons sal wees. Wat 'n voorreg om so 'n drie-eenheid te mag aanbid. Wat altyd daar vir ons is. Dankie Here. Dankie vir die woord wat vanaand vir ons tot ons gekom het. Dit is stof tot nadenken. Ons kan dit nie vermy. En ons sê dankie. Verdoen wat moet dit doen. Vergewe ons doen. Ons nietigheid en sondigheid, Here. Maak vir ons sterk. Deur die krag van die Goddelike Gees. Want die Heilige Gees is in ons, Here. En werk elke dag met ons. Dankie daarvoor, Vader. Dit is so wonderlik om elke dag geleid te word deur die Goddelike Gees. Ja, Here, seën vir ons. Ons bid in Jesus se naam. Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanaand hier by mekaar te kom. Ek dank U, Here, dat U die een is wat ons as ware in die hand gevat het en ons hiernatoe gebring het, omdat U ons hier wou hê. Here, ek weet nie wat U met elkeen van ons in gedagte het nie, maar ek bid dat U wil volvoer sal word. Here, ek wil ons gemeente in al sy behoeftes en leemtes aan die voete kom neerlê. U het die Gees gestuur om ons te kom bekragtig en onder mekaar te kom werk en die dienste kom lewer en te verkondig en hande te vat en op te tel wat moeg is en op die pad te lei hulle wat dwaal, te ondersteun die wat krag nodig het, hande te vat wat siek is.
Here, in hierdie tyd kom ons ook as kerkraad by mekaar. Ons dink oor ons rol en ons besef, Here, U het ons diakonie by mekaar gebring, omdat U al lankal die gedagte het dat U die druppels na strome wil bring, en ons dankie dat U daar gewerk het vir die groei daar. En ek dankie ook, Here, dat U die ouderlinge by mekaar gebring het, en dat ons saam opnuut weer kon dink het oor ons roeping, die gawes wat U vir ons gee, en die opdrag om buitekant toe te gaan, en te kan ondersteun, en te dra en op te tel. Maar Here, U ken ook steeds die behoefte aan die geestelike leiers, en U weet dat daar klomp mense in ons gemeentes, maar U weet ook van ons terughouding, omdat ons onseker is, na onsself kyk en twyfel of ons opgewas is vir die taak. Here, as U in hierdie tyd met ons praat, en herinner U ons dat U gekom het om vir ons die krag te gee, die wysheid te gee, en dat ons nooit alleen was nie. En dat U elkeen van ons wat die hand opsteek en ja sê as U vra wie sal ek stuur, dat U elkeen se hand sal vat en met hulle saam sal loop, van dag tot dag en van huis tot huis. Dat U vooruitgaan as ons op U vertrou, en dat U self die werk gaan doen. En ek bid dat U ook manne en vroue in hierdie gemeente sal aangryp om na vore te tree om te sê, hier is ek, Here. Ek dank U vir so baie wat op die agtergrond daar werk. Vir hulle wat 2 keer 'n week kom vroeg en hand en tyd gee en omgee. Vir hulle wat nie het nie en wat honger is. Ek dank U vir hulle wat klere gebring het, omdat hulle harte gegryp is, omdat daar mense is wat kan kry. En dat U ook hierdie behoefte om te versorg, ook in hulle harte kom bring het. Ek dank U, Here, vir hulle wat die kos in die hand gee, sodat ons dit kan voorberei, of dit kan uitdeel. Ek dank U vir hulle wat oopsluit en toesluit in die kantoor, in ons koster, in ons orgelis, en ons tuinwerkers, en elkeen van hulle wat U vir ons gegee het as die gawes om alles by mekaar te hou. Hulle wat Sondag na Sondag willig is, en ook vanaand om hier te kom en te kom bedien, en die atmosfeer vir die saamkoms van die gelowiges te kom skep, en so liefde te deel, nader te trek, en die familie mekaar te bederf. Here, ons sê dankie vir dit wat hier is, en ons gee erkenning daarvoor. En ons wil bid dat U nie sal gee dat ons in donker te verval nie. Nee, dat U vir ons sal wys, maar U is hier, U het gekom, U is steeds hier. En hierdie is maar 'n begin. Dat ons sal droom van meer. En Here, dat ons die besef sal hê, die meer kom nie wanneer ek vir my buurman bid om dit te doen nie. Die meer kom as ek vir U sê, Here, stuur vir my, wys vir my wat U wil hê moet ek doen, gebruik vir my, op watter manier U ook al wil. Help my om getrou te wees in die belofte eenmaal, toe ek belydenis van geloof afgesê het, en sê ek beloof om aktief deel te neem, in diens van U kerk en U gemeente. Toe ek beloof het om die goeie stryd te stry en U getrou te bly. Toe ons beloof het dat ons mekaar sal ondersteun, toesig sal hou oor mekaar, vir mekaar sal bid, mekaar op die pad te hou. Help ons, Here, om betrokke te raak. Ons is so 'n wêreld waar ons nie betrokke wil wees nie. Maar help ons om te besef, U as die verbondsgod, U self in ons verbind, en U is betrokke by ons 24/7, elke dag van die jaar. U is altyd daar. En help ons dat ons ook so vir U altyd daar sal wees. Elke dag, elke oomblik,
sodat U koninkryk sal kom in elke aspek van ons lewens en elke oomblik daarvan. Maak dan ons harte rein, skoon, dat ons met vrymoedigheid hierdie week en elke dag daarna die teenwoordigheid kom opsoek en bid dat U ons sal lei in heiligmaking en in oorgawe. Ons begeer meer, ons begeer wat een gedagte het. Seën ons dan as ons hier vandaan uitgaan, saam gaan kuier en op pad huis toe en môre die hele dag waar U ons heen stuur om lig en suurdeeg te wees en hoop te gee. Ons bid dit in Jesus naam.